sluit die hoofde en dank op die Here so vir die offergawe en hierdie geleentheid vanmôre. Dankie dierbare Hemelse Vader dat ons hierdie diens nou in U naam kan begin, dat ons voor U kan stil raak vanmôre, dat ons vir U kan sê dankie vir U voorsiening. Ook vanmôre wanneer elkeen van ons U gedien het met ons offergawes, Here, dan is dit ook deel van ons aanbidding, deel van ons godsdiens. En ons wil vanmôre bid, Here, dat U dit ook so sal aanwend tot U eer en U heerlikheid. En ons dankie, Here, dat ons vanmôre hier is, dat ons vanmôre kan sê, elkeen van ons tot hiertoe die Here ons gebring, U het ons onderhou tot hiertoe, en daarom kan ons net U dank en loof en prys. En daarmee wil ons bid, Here, dat U vanmôre sal inkom in ons midde, U plek as die eregas sal kom opneem. Hierdie diens gaan oor U eer, U heerlikheid, en ons wil vir U ontvang vanmôre met warm harte, vol van lof en aanbidding. Amen. En vriende, ek groet U vanmôre in die wonderlike naam van die Here Jesus met die woorde: mag genade, vrede en barmhartigheid vir julle vermeerder word in God ons Vader en die Here Jesus Christus. Kom ons staan vanmôre, dan sing ons hartlik saam: U grootheid, Heer, kan ons nie pyl nie. Gesang 40 verse 1 en 2. Vriende, terwille van die tyd gaan ons nie vanmôre die geloofsbelijdenis doen nie. Ons gaan weer volgende Sondag met die 10de preek. U kan solank die woord van die Here oopmaak in Genesis hoofstuk 1. Genesis hoofstuk 1. Ek gaan met u praat oor 'n paar Sondae. Volgende Sondag gaan ons hom onderbreek met die 10de preek, maar die paar ander Sondae gaan ons met u praat oor die tema van 3. Ons begin môre by die 3-eenheid en dan gaan ons kyk hoe belangrik hierdie tema van 3 reeds hier in Genesis is, en dan ook vir ons elkeen tot seën, as ons sien hoe die hele Bybel eintlik soos 'n legkaart is, wat as jy die stukkies bymekaar sit, die wonder van God in dit raak sien. Genesis hoofstuk 3, en dan gaan ek vir net 'n versie saamlees in Deuteronomium hoofstuk 6. As jy die woord van die Here daar oop het, kom ons raak stil en ons berei ons harte voor. Ja, dierbare Hemelse Vader, kosbare Here Jesus, Heilige Gees, ons wil dit nie van selfsprekend neem vanmôre wanneer ons U naam op ons lippe kan neem nie. Ons wil nie vanmôre, Here, dit as maar net iets wat die program volmaak, die kalender volmaak, die tyd volmaak nie, maar ons wil vanmôre opnuut, amper soos by die eerste keer voor U stil raak en sê, Here, kom spreek vanmôre met ons. Kom spreek vanmôre met my. Ja, Here, U het 'n woord vir vandag. U het 'n woord vir hierdie gehoor mense wat bymekaar is. U het 'n woord vir elkeen van ons vanmôre wat nodig is in 'n tyd soos die. Ons dink aan die woorde van Mordegai aan Ester. Is dit nie vir 'n tyd soos hierdie dat jy tot jou posisie gekom het nie?
En so is ons elkeen daar waar ons is, nie toevallig daar nie, Here, is dit by die skool, is dit by die werk, daar waar ons beweeg, Here, U het ons vir 'n tyd soos hierdie geroep. En daarom wil ons tot U kom vanmôre, wanneer ons U woord gaan lees, Here. Dan wil ons vanmôre sê, Here, hierdie woord is geskrywe vir 'n tyd soos hierdie. Hierdie woord is geskrywe vir 'n môre soos hierdie. Hierdie woord het 'n doel en 'n plek in my lewe in 'n tyd soos hierdie. En ons wil bid, Here, dat U ons sal vind gehoorsaam aan U woord. Ja, Here, ons wil bid dat U vanmôre ons harte sal instel op die hemelse frekwensie, dat ons nie net sal hoor wat 'n mens hier voor sê nie, met woorde wat maar krom en te kort is nie, Here, maar dat mense vanmôre die sagte stem van die Heilige Gees in hulle binneste sal hoor. Die stem wat vanmôre wil sê, gaan links of gaan regs. Ja, Here, nie net wil ons ingestel wees vanmôre om die woord te hoor, ons wil bid, Here, dat U vanmôre vir ons die krag sal gee om te werk na U wil. U sê U werk in ons om te wil. Ja, Here, ons bid dat dit so duidelik sal wees, tasbaar in ons lewens, dat ons ervaar hoe dat God ons dring om te doen dit wat hom welbehaaglik is. En Here, dat ons aan die einde daarvan sal sê, ons was nie hoorders van die woord nie, maar daders. Ons dankie vir hierdie woord vanmôre. Ons dankie dat dit uitgaan op verskillende plekke in Suid-Afrika. Ons dankie dat dit uitgaan op verskillende plekke in die wêreld, Here. En ons bid dat elke plek waar hierdie woord vanmôre uitgaan, mense se harte geraak sal word, U verheerlik sal word, en daar 'n ligstraal sal uitgaan tot 'n duister wêreld. Ja, Here, ons verlang dat mense sal sien, daar is 'n God wat onder sy mense woon. Dis wat U wou doen met Israel, dis wat U vandag met ons wil doen. U wil hê mense moet sien, daar is 'n God wat onder sy mense woon. En mag dit so wees dat by die einde van hierdie diens en by die week wat voorlê, mense na my lewe sal kyk, mense na ons lewens sal kyk en sal ervaar, daar is 'n God wat onder sy mense woon. Dankie dat ons ook vanmôre tot U kan bid, Here, vir hierdie week wat voorlê. Dat ons ook vanmôre kan bid vir die dinge wat aangaan in hierdie wêreld. Ons het vanmôre gehoor van dit wat aangaan daar in Israel, en Iran en Amerika wat daar betrokke is. En Here, U weet die tyd moet kom dat U wederkoms sal plaasvind en ons is verlang daarna en ons hoop dat dit sal kom, Here. Maar terwyl U vertoef, wil ons bid, Here, dat U vir ons sal bewaar en dat U vir ons sal kalm hou en dat U, Here, ons sal lei in hierdie tyd. Wees hier met die mense wat in daardie gebiede is. Ons het dink aan so baie mense in Iran wat al so lank moeg is vir hulle regering, Here, wat in opstand kom en voor die voet net doodgeskiet word. Maar Here, ons dink ook aan soveel ander mense wat nou in hierdie stryd en in hierdie slag onskuldig sal sterwe. Ons bid, Here, dat U hulle siele sal red voordat hulle heen gaan, Here. Maar Here, dat U deur dit alles mense sal bemoedig en sal versterk, Here. Mense wat nou sal vrees vir dit wat dit gaan doen in ekonomiese vlakke, vir mense wat gaan vrees vir dit wat dit kan doen rondom wêreldoorloë. Vir dit alles wil ons bid, Here, dat U vir ons sal help, dat ons U hand in dit sal raak sien, Here, en dat ons U sal verheerlik. Dankie dat ons laastens kan bid vir 'n leraarspaar vir Springsgemeente, Here. Ons bid dat U sal seën vir Dominee Andries daar in Rustenburg en die werk wat nie klaar is nie, dat U hom sal help. Maar Here, dat U vir ons 'n naam sal gee hier in Springs. 'n Persoon, Here, wat U hier wil plaas. Dankie daarvoor. Dankie vir dit alles in Jesus se naam. Amen. Ja, vriende, ons lees net 3 verse saam in Genesis hoofstuk 1 vanmôre. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees. Dan wil ek net in hoofstuk 6 van Deuteronomium vers 4, net een versie daarso saam lees, die geloofsbelijdenis van Israel wat opgevang word of opgeneem word in hierdie vers. Hoor, o Israel, die Here onse God is 'n enige Here. Die Here onse God is 'n enige Here. Sover
uit die kosbare en onfeilbare woord van die Here. Nou ek wil vanmôre en by die volgende paar geleenthede, soos ek reeds genoem het, met u praat oor die tema van 3. Die tema van 3 en vanmôre die eerste boodskap in hierdie reeks is dan God drie-enig. God drie-enig. Nou ter inleiding kan ons vanmôre begin en sê dat een van die grootste temas of aspekte van die godheid van die Christelike geloof wat aangeval word, of as enkele temas, die realiteit of die werkbaarheid van Genesis. Is Genesis werklik waar iets wat gebeur het? Mense het 'n ernstige probleem met Genesis en met die skepping. Maar onder Suid-Afrikaners en onder baie mense is deesdae die drie-eenigheid van God 'n enorme probleem. Vir baie jare was dit maar net die Jehova getuies onder andere wat gesê het, die Here Jesus is maar 'n engel en die drie-eenheid verwerp het. Maar in vandag se dae is daar 'n groot beweging onder die Israel beweging wat ook die drie-eenheid van God verwerp. Baie Suid-Afrikaners en Afrikaans sprekende mense wat nie meer weet hoe om Jesus te sê nie, hulle begin Yeshua sê, hulle weet nie eers wie is Yeshua nie. Hulle het sy naam uit Grieks uitgekry uit Jesus, Jesus, maar hulle glo nie meer hy is God nie. Hulle glo jy moet hom Yeshua noem en jy noem volgens hulle die Vader Yahweh of Yahweh, maar hulle verwerp die drie-eenheid van God. En vanmôre het ek gevoel, kom ons gesels 'n bietjie oor die drie-eenheid van God, want is dit maar 'n Nuwe Testamentiese gedagte wat na vore kom, of waar vind ons dit? Nou so, tesame met die inleiding vanmôre, kan ons vanmôre vir mekaar sê, daardie lied het gesê, Here, ons kan die goedheid nie pyl nie. Weet jy vriende, ons kan die godheid nie pyl nie. Ons kan vandag dinge met mekaar deel wat die Here hier in sy woord aan ons openbaar het, maar die dieptes van God kan ek en u nie pyl nie. Nietemin vind ons hier dat God homself openbaar in Genesis en in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Let op die woorde, in die begin het God. Nie voor die begin nie, in die begin. God was nog altyd daar. Hy het nie 'n voor die begin nie, hy het nie 'n na die begin nie. Hy is nog altyd daar. God is alwetend. God is algenoegsaam. God is volkome soewerein, volkome selfstandig. Hy het geen mens nodig om te bestaan nie. Die Here God het nie vanmôre ons aanbidding nodig nie. Dit is 'n voorreg vir ons om hom te kan aanbid. Maar dit gaan geen verskil maak aan wie God is of ons hom aanbid, al dan nie. Hy het nie vanmôre ons goedkeuring nodig nie. Hy het selfs nie eers ons geloof nodig om werklik te wees nie. Nog voordat daar 'n mens was, nog voordat daar sonde was, nog voordat daar geloof was, nog voordat daar aanbidding was, in die begin was God reeds. God is wie hy is. Hy is. Ten tweede, ongeag of hy is of nie, elke mens sal erken dat hy God is. Of hy nou die drie-eenheid ontken en of hy dit erken, elke enkele mens sal eers in sy lewe die knie voor Jesus Christus buig as God. Hy het net 1 of 2 keuses. Dis eintlik 1 keuse, 1 van 2. Hy kan dit doen hierdie kant van die graf, en in heerlikheid in die hemel, of hy kan dit doen aan daardie kant van die graf en in die ewige poel van vuur, in afskuwelike afgryslikheid. Maar God openbaar homself aan sy woord. Hy hoef dit nie te doen nie. Hy het ons aanbidding nie nodig nie. Hy het eers nodig dat ons hom erken nie. Ongeag of ons hom erken of al dan nie, hy bly God, maar tog kom God en hy openbaar homself aan ons. Hy hoef homself nie aan ons te geopenbaar het nie. Hy hoef homself nie aan ons te verduidelik nie. Hy hoef homself nie oor ons te ontferm eers nie. Maar in sy soewereiniteit het God besluit om hom aan ons te openbaar deur sy skepping, om hom te ontferm oor ons deur sy seun en om met ons te leef deur sy Heilige Gees. Wat 'n wonderlike God is dit. Is dit nie een van daai geleenthede wat ons amper nog 'n lofsang kan sing nie?
en sê, Here, ons kan u goedheid nie pyl nie. En in antwoord op wie God is die enigste regte reaksie van ons om hom te aanbid. Daar's geen ander opsie vir ons nie, omdat wie hy is. Nou ek het reeds by die inleiding gesê, ons kan hom nie, ons verstand kan hom nie begryp nie, ons kan hom nie pyl nie, ons kan hom nie omskrywe nie, ons weet nie hoe sy ewigheid werk nie, vir ons is dit 'n term wat wonderlik klink, vir ewig en ewig by die Here, maar eintlik kan ons dit nie indink nie. Die oudste van ons is nog nie eens 100 jaar oud nie. Nietemin is hy ewig. Ons kan sy gister nie pyl nie, nietemin is daar 'n vandag. Ons weet nie waar dit begin het presies nie. Wat het God alles gedoen voor hy geskep het nie? Ons weet nie. En ons hoef nie te weet nie. Eendag sal ons alles weet, sê die Bybel. Ons lees hierdie woorde in 1 Konings 8 vers 27. Maar sou God werklik op die aarde woon? Let op hierdie woorde. Kyk, die hemel, ja die hoogste hemel kan u nie bevat nie. Salomo skryf dit, hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. Vriende, die hemel, die hoogste hemel kan God se heerlikheid nie bevat nie. Hoe gaan ons dit in hierdie klein brein van ons intrek? Hoe gaan ons dit regkry? Maar wanneer God homself aan ons openbaar reg deur die Bybel, dan vind ons dat hy hom aan ons openbaar en ons kan sê God in aksie. Hy openbaar hom aan ons as God die Vader. Hy openbaar hom aan ons as die Seun of die Woord en hy openbaar hom aan ons deur die Heilige Gees. Nie 3 verskillende gode nie, een God, want ons het dit gelees vanmôre, Deuteronomium sê, hoor o Israel, die Here ons God is 'n enige Here. Maar nou is die vraag, daardie enige Here, in die ou Afrikaanse vertaling is dit baie mooi geskryf, 'n enige Here. Baie nuwe vertaling sê is een God. Die Here ons God is een God. Die Hebreërs bou daarvan om vandag te sê nee, maar hierdie vers sê, hoor o Israel, die Here ons God is een God, maar dis nie wat daar staan nie. Want vanmôre moet ons praat oor hierdie Godheid en die drie-eenheid, en waar vind ons dit? Is dit 'n Nuwe Testamentiese ding? Want as jy met mense soos die Israel Visies en hierdie mense wat nou dit begin glo praat, dan sê hulle maar dis 'n Nuwe Testamentiese ding. En dan verwys hulle na hierdie vers. Nou baie interessant, hierdie Hebreëse woord wat gebruik is, hoor o Israel, die Here ons God is die enige God, is die Hebreëse woord Echad. Hierdie woord beteken wel een, maar dit beteken 'n samestellende eenheid. Hierdie woord beteken nie net 'n enkelvoudige eenheid nie, en om die waarheid te sê, as Moses wou gesê het, hy's 'n enkelvoudige eenheid, dan sou hy die woord Yachid gebruik het. Maar hy gebruik die woord Echad. Hierdie selfde woord word gebruik in Genesis 2 vers 24. Daarom sal die man sy vader en sy moeder verlaat en hy en sy vrou sal Echad wees, een wees. Die presies dieselfde woord in die Hebreëse taal. 'n woord baie naby verwant gebruik Dawid in die Psalmes wanneer hy skryf 'n bedevaartslied van Dawid by Psalm 133 vers 1. Kyk hoe goed dit is en hoe lieflik dit is as broers ook saam woon. Die Engels sê in unity. Jy sien vriende, die Godheid se eenheid, God kom en hy openbaar homself in die geloofsbelijdenis van Deuteronomium as 'n enige God. Met dieselfde woord wat hy sê wanneer 'n man en 'n vrou trou, dan is hulle een. En wanneer hy sê ons as gemeente hier is veronderstel om saam te woon in eenheid, ons is een, Yachid. En nou is dit veronderstel om al reeds hier vir onsself 'n liggie te laat aangaan hier in ons binneste. Hoe belangrik dit is vir ons as 'n gemeente om in eenheid saam te woon. Nie in al ewige twis en konflik nie. Hoe belangrik dit is vir my en my vrou, of my en my man, as hy 'n vrou is, om saam te woon in die huis in eenheid, maar nie in twis nie, want God die Vader, die Seun en die Heilige Gees is nie in oneenheid nie. Een God in 3 persone, gelyk in wese, maar verskillend in rol. Jy sien vriende, wanneer 'n mens praat van die Here Jesus, of jy praat van die Heilige Gees, of jy praat van die Vader, dan is daar nie 'n rang tussen hulle nie. Jy gaan nie sê die Vader, die Seun en die Heilige Gees, of die Vader en die Heilige Gees en die Seun nie. Hulle is een God, maar hulle het verskillende rolle, verskillende plekke. Net soos die gemeente een liggaam is.
Ja, ons wil sê, hierdie brein is bo die voet. Maar sonder die voet lê die brein nie stil. Hy kan nêrens gaan nie. Net so belangrik is elke deel van jou liggaam. Wat een van jou liggaamsdele is die belangrik, jy kap dit af. Elke deel het God geskape met 'n doel. En so kom die Here en hy kom openbaar homself aan ons as hierdie een God, maar in 3 persone. Nou ek wil vanmôre met u praat oor hierdie 3 persone en hoe dit in ons lewens belangrik is dat ons dit verstaan. In die eerste plek kom God in die eerste vers en hy sê, in die begin het God die hemel en die aarde geskape. Die eerste persoon wat ons ontmoet in Genesis 1 vers 1 is God die Vader. Vers 2 die Heilige Gees en vers 3 die Seun. Hoe belangrik is hierdie eenheid nie as God dit in Genesis vers 1, 2 en 3. Die eerste 3 verse, die 3 eenheid van God vir ons kom uitlig het nie. In die eerste plek is dit die ontwerper God. Die Vader is die ontwerper, hy is die beplanner. Nou ek verduidelik dit baie kere vir mense so, ek sê as ons vanmôre 'n bankie hier het, dan moes iemand hierdie bankie gemaak het, ontwerp het. Nou ja, vandag is daar 'n ontwerp gedoen, so ons vat die ontwerp en ons maak hom. Maar iemand het die ontwerp gemaak. As daar 'n ontwerp is was daar 'n ontwerper. Enige ontwerp, maak nie saak of dit 'n kleringstuk ontwerp is wat jy daar in die huisgenoot gekry het en nou maak jy die klere en jy sny dit uit. Weet nie of doen dit nog nie, maar in die ou tyd het my ma sulke goede gekry, patrone, hulle het baie keer gekry en sit hulle hom daar uit, dan sny hulle hom so uit. Maar iemand het hom ontwerp, hy het nie net in die huisgenoot toe jy oopmaak, toe sy maar net daar nie. Iemand het hom ontwerp en hom 10-1 verkoop aan die huisgenoot en toe sit hulle hom in. Net soos wat Ray Comfort eendag vir mense gesê het wat hy bearbeid het. Hy sê hy gaan in 3 minute gaan hy bewys daar is 'n God. En jy sê hoe gaan jy dit bewys? Jy kan dit bewys nie. Hy sê sien jy die gebou? Hier's 'n gebou, sien jy die gebou? Hy sê ja, hier's 'n gebou. Hy sê weet jy wat? As hier 'n gebou is, dink jy daar was 'n bouer? Hy sê ja, was 'n bouer. Soos hier 'n skepping is, dan is daar 'n skepper. Dis eenvoudig. Nou die eerste wat ons vind is God die beplanner. God is die ontwerper. Hy is die persoon wat 'n blou druk gehad het vir daardie bankie waarop hy sit vanmôre. Hierdie gebou, voordat hulle hierdie gebou maar gebou het, moes hulle 'n blou druk gehad het in die ou dae. Vandag is dit maar net wit planne op rekenaarskerms. Hulle moes daai plan ingebring het daar na die munisipaliteit toe en die munisipaliteit kyk na daardie plan en dan het hulle nou hier gekyk, maar is die elektrisiteit aansluiting reg, is die loodgieterswerk reg, die gebou veilig, gaan dit nie in mekaar val op die mense nie. Daar was 'n ontwerper en weet jy wat, God die Vader is die ontwerper. Hy's die een wat 'n plan gehad het. Hy's die een wat 'n gedagte gehad het. Ons lees van hom in Jeremia 29 vers 11 waar hierdie woorde sê, ek weet wat 'n gedagtes ek kan gaande julle koester, gedagtes van vrede, nie van onheil nie, om vir jou 'n hoopvolle toekoms te gee. Weet jy vriende, God die Vader het 'n gedagte wat hy aangaande u koester. U kan vanmôre u naam insit. My naam is Piet. Die Here koester gedagtes aangaande Piet van der Merwe, Henk van Wyk. Maak nie saak wat die naam is nie. God die Vader het 'n plan, 'n blou druk. Hy hoef dit net nie by die munisipaliteit te gaan indien nie, want hy's God. Daar's niemand wat sy werk kan naspeur nie. Hy het 'n blou druk vir ons lewens. Die raadsplan kom uit God se Vader hart vir u lewe, vir hierdie wêreld, vir Suid-Afrika, vir die wêreld. Die Here Jesus erken dit waar ons lees in Johannes 8 vers 28. En Jesus sê vir hulle, wanneer julle die Seun van die mens verhoog het, dan sal julle weet dat dit ek is, en uit myself doen ek niks nie, maar net wat die Vader my geleer het, dit spreek ek. Jesus doen die planne van die Vader. Hy spreek die gedagtes van die Vader. So by so dat dit daar by Golgotha gekom het waar hy gesê het, Vader, nie my wil nie, maar u wil. Dit is u wil hierdie. Ek het nie gekom om my eie wil te doen nie. Ek het nie gekom om my eie wil te soek nie. Ek het nie gekom om my eie eer te soek nie. Die plan wat die Vader gehad het van die begin af, dit is waarvoor ek gekom het. So daarom sê die Bybel ook in Johannes 3 vers 16, so lief het God die wêreld gehad, wat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Hier sien God het 'n blou druk gehad vir u lewe. God het 'n blou druk gehad vir u lewe, of u vanmôre gered of ongered is. Daardie mense wat nie by die kerk is nie, God het vir hulle lewe ook 'n blou druk.
En daarom dat hulle vir ewig en ewig en ewig in die helse vuur sal brand, as hulle God se plan verwerp. Want die reddende genade van God het tot alle mense gekom. Hy het 'n plan. Die Vader het 'n plan vir my en jou, vir ons lewens. Die Here Jesus doen niks uit homself uit nie. Jy sien vriende, God is die ontwerper. God is die beplanner. Daarom sê die Here Jesus selfs wanneer ons bid, moet ons gebed in die eerste plek tot die Vader gerig wees, want die Vader het 'n plan vir jou lewe. Ons lees dit in Johannes 16 vers 23. En daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, hy vir julle sal gee. Dis baie belangrik. Nou vriende, baie van ons bid en dan bid ons, vra ons allerlei vrae vir die Heilige Gees, vir die Here Jesus. En ek glo God sien die harte, as ons opreg is. Gaan God nou nie sê, nee, jy het nou verkeerd gebid nie. Maar daar is 'n orde wat reg is. En die orde is, ons moet bid tot die Vader. Ons moet bid tot die Vader in die naam van die Here Jesus Christus, want hy het 'n plan. Hy het 'n ontwerp vir my en jou lewe. Dit is hy wat gedagtes aangaande my en jou koester. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie. Nou lees ons daar in Romeine 8 vers 34 hierdie woorde van die Here Jesus. Wie is dit wat veroordeel? Christus wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat vir ons intree. Sien nie vriende, selfs die Here Jesus is daar by die Vader, besig om in te tree. Vader, daai plan wat hy gehad het vir hom Joppie se lewe, Here, dit wat hy nou bid, Here, doen dit, ek het met my bloed betaal. Daardie plan wat hy gehad het vir Springs, sy EG Kerk, Here, ek het met my bloed betaal, doen dit. Hy tree vir ons in by die Vader. Hoekom? Want die Vader is die een wat die ontwerp het. Hy die bloudruk. God die Vader, die ontwerper. En so vind ons dit dan in Genesis 1. In die begin het God geskaap. Hy het die plan neergesit, die bloudruk neergesit. Ten tweede vind ons dan die Heilige Gees in die tweede vers. En die Gees van God het gesweef op die waters. En ek vra myself, maar Here, hoekom sweef jy op die waters? Want jy sien, vriende, as daar 'n bloudruk was vir daardie bankie wat daar is, as daar 'n plan was vir daardie bankie, dan moet iemand dit nog steeds bou. Net omdat daar 'n plan is, beteken nie daar's 'n bankie nie. En die Heilige Gees is die een wat alles bewerk wat God beplan. Dit wat God beplan vir jou lewe, die Heilige Gees gaan dit bewerk. Daar waar God wil hê jy moet beweeg, die Heilige Gees gaan jou daarin lei. Dit wat God vir jou lewe wil hê, dat elke mens gered word, hy gaan daardie oortuiging van sonde in jou hart bring, sodat jy gered kan word. Die Heilige Gees gaan dit wat die Here vir ons wil, dit is die wil van God, die heiligmaking. Hy gaan ons lei na heiligheid toe. Jy sien, die Heilige Gees is die uitvoerder van God se plan. Vader, van alles wat deur God, alles wat die Vader beplan het, word deur die Gees bewerk. Daarom het die Here Jesus gesê in Johannes 16 vers 7, maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig as ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die Trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggegaan het, sal ek hom na julle stuur. Die Here Jesus kom in die Nuwe Testament, hy sê, maar weet julle wat, vriende, dis tyd dat ek gaan na my Vader toe, want daar aan die regterhand van my Vader gaan ek vir julle intree, maar daar's een wat hierdie werk moet kom doen, en sy naam is die Trooster, die Heilige Gees. Dis vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek weggegaan het, dan stuur ek die een wat alles wat God beplan het, gaan kom doen. Hy gaan julle kom herinner aan dit wat ek gesê het, en onthou, ek het nie uit myself gespreek nie. Ek het van die Vader my gesê, dit het ek gespreek. Daarom sê die Here Jesus ook in Handelinge 1 vers 4, en toe hy nog met ons saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem af weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle van my, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. Hy sê, ek gaan vir julle 'n belofte stuur, die Heilige Gees. Dit is hy wat gekom het om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, lees ons in Johannes. Dit is hy wat ons kom herinner aan die waarheid. Dit is hy wat ons lei in die volle waarheid. Sonder die Heilige Gees kan geen plan van God tot werking kom nie. Dit wat beplan was, daardie bloudruk, kan nie uitgevoer word sonder die Heilige Gees nie.
En daarom is dit vir my en jou so belangrik, om nie net ons planne by God bekend te maak nie, want jy sien vriende, ek het 'n huis, en daar in my huis is gebou in 1938, hy staan nog baie mooi, ek kan nie glo mense het so goed gebou in daai jare nie. Die bloudruk is daar in die een vertrek, die letterlike bloudruk, 1938, mooi huis. En daar kan ek presies sien waar loop elke muur. Ek het nou daarna gaan kyk, want ons het bietjie dreine gehad wat verstop was. Elke ding hier was aangedui daarop, maar weet die vriende, as ek nou wil iets gaan verander of gaan aanbou, dan moet ek na die plan toe verwys. Ek moet altyd na die plan toe verwys. Ek kan nie net sê ek gaan hier bou nie, hulle sê, maar waar pas dit op die plan? En vriende, weet jy, net so moet ek en jy eers na die Vader toe kom met ons planne. Sê, Here, hierdie is ons planne, maar Here, nie ons planne, u plan. U is die argitek, u het hierdie huis geteken. Here, hierdie huis se fondasie is mooi gemaak. Hierdie huis se mure is mooi gebou, want die Heilige Gees het dit gebou. Maar Here, ek wil nou hier aan vertrek. Wys my, hoe moet ek dit eintlik doen? En baie kere kom ons maak ons begeertes by God bekend, dan antwoord hy ons 'n bietjie anders. Hoekom? Want hy weet mos nou, nee, jy gaan oor die dreinlyn bou as jy hier bou. Nee, jy gaan jy moeilikheid maak. Die son gaan nou nie meer hier op die sitkamer inkom nie. Maar ek wil 'n vertrek hê. Maar ek kom daar na die Vader toe. Maar as ek na die Vader toe gekom het met die plan, dan moet ek dit doen deur die werking van die Heilige Gees om te sê, Here, help my. Hoe moet ek hierdie plan van U uitlewe in my lewe en hier en vandag? Dit is hy wat ons kom bekragtig, die Heilige Gees. Dis hy wat in ons werk om te wil. Vriende, as ek net 'n kamertjie wil bybou omdat ek 'n kamertjie wil bybou, dan kan ek nie waarborg die antwoord gaan wees nee. En dan gaan jy sê, ag, die Here verantwoord nie my gebed nie. Nee, hy sê ek moet dit doen deur die werking van die Heilige Gees. Hy moet in my werk om te wil. As dit 'n begeerte is wat God in my hart werk, dan gaan ek daai begeerte na hom toe kom. Ek gaan nie altyd weet hoe om dit uit te spreek nie, maar Romeine sê vir ons hierdie woorde daar in Romeine 8 vers 26. En net so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. Nou dis nie brabbeltaal nie, want dis uitspreeklik. Nee, as ek sê Papa tot Christo, ek het dit uitgespreek. Dis onuitspreeklik. Hier in my hart is daar 'n behoefte. Ek weet nie om hierdie behoefte uit te spreek nie. Ek weet nie hoe om te bid nie. Hierdie broer of hierdie suster is op my hart. Ek weet nie om te bid nie. En hier in my hart kom hy en hy maak. En ek maak my eie woorde op. Ag Here, help hier. Of Here bid, Here help daardie persoon. Of wat ook al dit mag wees. Net so kom die Gees ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En let op nou. En hy wat die harte deursoek, wie? Die Vader wat die plan het. Hy wat die harte deursoek, weet wat die gedagte van die Gees is, want hy tree in vir die Heiliges ooreenkomstig die wil van God. Weet jy vriende, as jy daai bloudruk na die ontwerper toe bring, en jy sê Vader, hier's 'n begeerte in my hart om iets vir die koninkryk te beteken. Miskien is dit 'n ander begeerte, ons weet nie wat dit is nie. Maar jy kom geïnspireer deur die Heilige Gees in teenwoordigheid van God, dan kom die Heilige Gees en hy werk God se plan in ons hart. En ons bid. En hy wil die harte deursoek. Hy luister nie na die woorde nie, want hy weet wat die gedagtes van die hart is, van die Gees is, want hy tree in vir ons ooreenkomstig die wil van God. Die Heilige Gees is die bewerker van alles wat God beplan het. Maar hy is ook die een wat vir my en jou gaan lei om die regte gebou op die regte plek in te sit op hierdie gebou. Ons vind selfs in die Ou Testament regdeur dat die Heilige Gees die een was wat bewerk het. Ons vind hy sweef op die waters. Hoekom? Want God het deur hierdie Heilige Gees dit 'n moontlikheid gemaak wat nou moes gebeur het. Ons vind in Rigters 3 vers 10 in die verhaal van Otniel, wat een van die rigters was, dat die Gees het op hom gekom. Ons lees rondom Gideon, toe hy iets beteken het vir die Here, en die Gees het Gideon vervul, en ons lees in Rigters vers 14, verse 6 en 19, rondom Simson se lewe, toe hy die leeu moes doodmaak, of later met die 30 man, later met die 1000 man, en die Gees van God het oor hom vaardig geword. Jy sien vriende, die Heilige Gees is die vakman van God. Hy is die hoofletter vakman van God, hy is die een wat kom bewerk, dit wat God beplan in my en jou lewe. Daarom moet ons gebed tot God die Vader wees deur die werking van die Heilige Gees in ons harte. Sodat wanneer ons tot God bid, dit 'n geesgewerkte gebed is wat gerig is tot die Vader en in die naam van die Here Jesus Christus.
Dan volg ons die orde van God. En dan in die laaste aspek vind ons ook die seën. Hy lees in vers 3, en God het gesê. En God het gespreek, die woord. Die eerste een het ontwerp, die tweede een het gedoen, die derde een is die woord, dis die bron. Die woord is die bron van dit alles. Die derde persoon in die Godheid is die Here Jesus Christus, of die woord van God. Ons lees hierdie woorde in Johannes 1 vanaf vers 1 tot 3. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Onthou, hy het gesê. Vers 2, hy was in die begin by God, alle dinge het deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het. In hom was lewe, en die lewe was die lig vir die mense, en die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Jy sien, dit wat God gespreek het, is die woord, en daai woord is die bron van alles. En daai woord is lig, en het jy geweet, daar kan nie ou gras sien of 'n boompie groei sonder lig nie. Nou sê baie mense, ja, maar hoe kan God lig gemaak het hier al reeds, en dan hier by die 4de dag het hy eers die son en die maan gemaak, want vriende, eendag in die hemel gaan ons in die teenwoordigheid van God se lig lewe, nie 'n son of 'n maan nie. Die lig wat die Here Jesus gee het, is die lewegewende lig, daardie energiebron, wat elke dingetjie op aarde in stand hou, kom uit die bron uit die woord van God. Sonder daai woord van God, as die woord van God kon doodgaan, ek praat nie van Jesus en sy menslikheid nie, as die woord van God kon doodgaan, kon sterwe, daardie selfde oomblik is die wet van gravitasie daarmee heen. Elke ander wet wat nog ooit bestaan het, is daarmee heen. Daar sal ewe skielik nie meer lig wees, of energie wees, of suurstof nie, want dit alles is in God. Hy is die bron van dit alles. Daai tafeltjie, daai bankie wat gebou word, hy moet met hout gebou word, maar hout kan nie hy kom sonder 'n boom nie, en boom kan nie kom sonder hierdie lig en lewegewende energie van God nie. Die boom kom uit Christus uit. As Christus werklik kon sterwe, as ons hom van kant kon maak op een of ander manier, is daar nie meer bome nie, is daar nie meer lewe nie. Hy is die bron van alles wat God beplan het. Toe God daardie bloudruk gehad het, toe het God gesê, ek gaan bome nodig hê, ek gaan sement nodig hê, ek gaan al hierdie goed hê, maar ek gaan vir julle 'n bron gee waaruit al hierdie dinge na vore kom, en dit is die Here Jesus Christus, my enige gebore seun. Ons lees in 1 vers 3 nou net, alle dinge deur hom ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan nie. Daar het nie 'n boom ontstaan sonder Jesus nie. Daar het nie 'n grasperkie gekom sonder die Here Jesus nie. Daar was nie 'n waterstroompie of 'n vuur of 'n berg sonder die Here Jesus nie. Niks wat is, het ontstaan sonder Jesus nie. Kolossense 1 vers 16 lees ons dit op 'n ander manier waar hy dit sê, hierso in Kolossense lees ons hierdie woorde rondom die Here Jesus. Ek wil dit graag vir u lees. Ek het daai merker weggegooi. Kolossense 1 vers 16 lees ons hierdie woorde, want in hom is alle dinge geskape. In hom is alle dinge gestaan, wat in die hemele en op die aarde is, wat sienlik en onsienlik is, trone sowel as heerskappye en owerhede en magte, alle dinge is deur hom en tot hom geskape. In Christus is niks wat bestaan, is nie in Christus nie. In hom, hy is die bron van dit alles. Terwyl die Vader met ander woorde die bloudruk het, die plan vir ons lewe, terwyl die Heilige Gees is die een wat dit alles bewerk, wat ons in staat stel om te bid, wat ons in staat stel om te werk ooreenkom sy wil, wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, wat ons bring tot wedergeboorte, wat ons bring tot heiligmaking, is die Here Jesus die bron in wie dit alles moet plaasvind. Hy is die een wat dit alles moontlik gemaak het. Sy bloed op die kruis van Golgotha. In vers 14 van Johannes 1 lees ons, en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. Hierdie woord, hierdie lewe, hierdie lig, hierdie bron van alles het vlees geword. En hy is die Here Jesus Christus wat ons vandag ken. Hy is die een deur wie God hom aan ons openbaar. Hy is die een deur wie God met ons in 'n verhouding gaan, in 'n verbond gaan.
Jesus is nie die materiaal nie, hy is die bron waaruit die materiaal kom. Die bankie, die hout, die boom is nie, dis nie Christus nie. Maar die boom kom uit Christus. Hy is die bron wat maak dat dit na vore toe kan kom. En vriende, ek wonder of ons besef hoe belangrik het God sy woord geag. In die psalmeskrywer sê hy, ek verhef my woord bo my naam. Sy woord, die Here Jesus, bo sy eie naam. My woord is die hoogste van dit alles. Vandag wil mense die Here Jesus afmaak as maar net 'n Messias. Hulle wil hom afmaak as maar net 'n profeet. Maar wat hulle nie verstaan nie is, in die Ou Testament was die God met wie hy die mense ontmoet het, Yahweh. Dit is die God met wie hulle ontmoet het, toe Moses die Here sien daar in die brandende bos, hy sê, Here, wie moet ek vir die mense sê, wie is ek? Toe sê hy, sê vir hulle, ek is wie ek is. Ek is wie ek is. Ek is die God met wie hulle in 'n verhouding gaan. Ek is die bron met wie jy kan kontak maak met God. In die Nuwe Testament sê Petrus ons, daar's geen ander naam geen in die hemel of die aarde deur wie hulle gered moet word nie. Mense wonder vandag, wie is Yahweh? Is dit Jahwe of is dit Jehovah? Hoe moet ons dit uitspreek? Ons weet nie. Party sê Jahwe, party sê Jehovah. Maar nie, ons het net Yahweh, is al wat ons het in die Hebreëus. Maar weet jy, die Nuwe Testament sê vir ons wie dit is. Hy sê, daar's geen ander naam gegee as die Here Jesus Christus nie. Die Here Jesus sê self wie dit is. Hulle vra, hulle wonder wie is hy? Hulle is besig om met die Here Jesus te redeneer daar in Johannes hoofstuk 8 oor Abraham en oor slawerny en oor al daardie verskillende dinge. En hy sê, voor Abraham was, ek is. Presies dit wat vir Moses gesê het. Hy sê, wie julle weet wie is Yahweh? Ek is Jesus. Hy is die bron van alles wat God beplan het. Hy is die bron van alles wat God gaan doen. Hy is die bron uit wie alle materiaal kom. Hy is die bron wat God vir ons gebring het om daardie plan van God 'n realiteit te maak. Dit wat die Heilige Gees wil doen in my lewe, kan hy alleen doen deur die bloed van Jesus op Golgotha gestort. Daar's geen ander manier nie. Elke gebed wat jy bid, elke gedagte wat jy bedink, alles is deur hom, alles is tot hom, maar alles moet ook in hom wees. Jy sien vriende, as jy van hierdie aspek af kyk na die Godheid, die beplanner en die bewerker en die bron, dan vind jy hoekom kom Paulus in die Nuwe Testament en hy kom met hierdie lofsang wat hy sing daar in Romeine 11 vers 36, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Let op die woorde, want in hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Hoekom? Want wanneer ek byvoorbeeld teruggaan na die eenvoudige voorbeeld wat ek nou die hele tyd gebruik van gebed, wanneer ek bid tot God die Vader, dan is die gebed tot hom. Wanneer ek dit bid deur die werking van die Heilige Gees, dan is die gebed deur hom, soos tot hom en deur hom. En wanneer ek dit bid in die naam van die Here Jesus Christus vir wat hy vir my bewerk het op Golgotha, dan is daardie gebed tot hom, in hom en deur hom. En dis hoe ons lewens moet wees. Nie net my gebed nie. My lewe wanneer ek in die môre opstaan moet wees, Here, wat is die bloudruk vir my lewe? Wat is die plan vir my lewe? Ek wil lewe tot u plan vir môre, want dit moet tot u wees. Maar ek kan dit nie doen, Here. Ek kom na u toe in die naam van die Here Jesus Christus. Ek kom na u toe in die naam van die woord. U is die bron, Here. U gaan my in staat stel deur daardie bloed gestort op Golgotha. Maar ek kom ook na hom toe om te sê, maar Here, u moet dit 'n moontlikheid maak, 'n werklikheid maak in my hart deur die werking van die Heilige Gees. Dis hy wat in ons werk om te wil. Maar ons moet die radio aanstel. U klim ons in die kar, dan kies jy. RSG, weet jy wat al hulle name, die Jacaranda, Pretoria FM, jy kies mos. En baie keer spring jy, hier praat hulle nonsens, dan gaan ek bietjie hiertoe, gaan ek bietjie hiernatoe. Maar weet jy vriende, ongelukkig maak ons baie keer so met die Here. Wanneer die boodskap ernstig raak, dan druk ons ook aan 'n knoppie. Wanneer ek moet stil raak in die môre, dan druk ek aan 'n knoppie, ek is laat. Ek het die tyd om na die bloudruk te kyk vir môre, Here. Ek het die tyd dat hy deur die Heilige Gees daardie vertrekkie wat hy wil aanbou begin voortgaan mee nie. Here, ek het die tyd om vir môre by die woord stil te staan om te sê ek het die bron nodig vir dit wat hy vir môre vir my wil doen nie. Soos ek reeds gesê het, sonder die bron is daar geen skepping, geen verlossing, geen lewe nie. Geen lig, geen niks. Kry eintlik 'n ateïs baie jammer.
Ek kry 'n persoon wat die Here Jesus se godheid weerstaan, bitter, bitter, bitter jammer. Want as Jesus nie God is nie, as Jesus maar net Yeshua was wat maar net geskape is en eintlik dan tot stand gekom het toe hy gebore is daar in in die Nuwe Testament, dan hoe kan elke dingetjie wat ooit gemaak is in hom wees as hy nie God is nie? Dis mos onmoontlik. Hoe kan die aarde geskape wees in iemand wat daar nie was nie? Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur sy gees van sy mond hulle julle leer. Jy sien vriende, van die heel eerste 3 verse in Genesis af kom die Bybel en hy leer vir ons, daar is 'n skepper, daar's 'n werker en daar is 'n bron. Reg deur die Bybel, as jy deur dit lees, gaan jy vind daar's altyd 'n beplanner, 'n werker en 'n bron. En vanmôre het ons die geleentheid om opnuut na die Here toe te kom en te sê, Here, hoe groot is U? Hoe groot is U, Here? Ons kan nie goed uit die pyl nie, maar Here, meer as dit, ons kan nie diepte in die pyl nie. Here, hoekom redeneer mense nog? Hoekom leen ons nog ons ore uit? Hier is dit baie duidelik. Een God in 3 persone. Een God wat vir jou 'n plan het, wat vir jou 'n werker stuur om dit te doen, die trooster, maar wat dit vir jou bewerk het op die kruis van Golgotha. Hoeveel te meer moet ek en u nie vanmôre opnuut na die Here toe kom en sê, Here, ek het daar aan die begin van die jaar 'n paar planne gemaak vir die jaar. Wat noem hulle dit? Nuwejaarsvoornemens. Meeste sin het klaar geval. Maar Here, wat ek vergeet het om te doen, is om op die Heilige Gees staat te maak en die plan wat U vir my lewe het in eerste plek na vore te bring en te sê, Vader, U het 'n plan vir my lewe. U het gedagtes wat jy gaan in my koester, gedagtes van hoop en van nie van onheil nie, om vir my 'n hoopvolle toekoms te gee. Maar Here, ek het vergeet om die Heilige Gees te vra. Here, hoe lyk hierdie plan en waar wil U aanbou? Want U sien vriende, 1938 is my huis gebou en hy lyk nog baie naby dieselfde. As net 'n ou klein stukkie bygebou. Net 'n ou klein stukkie bygebou. Maar weet jy Here, die Here wil U geestelike huis bou. Want ons word gebou as lewende stene. Hy moet nie meer so lyk nie. Hy moet nie lyk soos daardie dag toe ek tot bekering gekom het nie. Daar moet al 'n vertrek hier aangebou wees. Miskien al 'n saaltjie daar waar mense kan bymekaar kom en die Here dien. Miskien moet daar al 'n tweede vertrek gewees het waar die Here kan kom nagmaal hou. Daar moet dinge gebeur met hierdie gebou, met hierdie plan wat die Here vir my het. Want hy het nie net 'n plan gehad van my redding nie. Ons dink ons is klaar met die Here as ons gered is. As ek eers my hand opgesteek het en 'n datum uitgeroep het, dan is die Here klaar met my. Nee, vriende, dis die begin. Dis die begin. Dit is die wil van God, julle heiligmaking. Hy sê in Romeine 6 vers 22 hierdie woorde, maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het tot God, het julle jou vrug tot heiligmaking en die einde daarvan die ewige lewe. Daar's 'n proses. En ek en jy kan vanmôre na die Here toe kom sê, Here, baie dankie dat ek vanmôre kan sien, Vader, U het 'n plan vir my lewe. U het nie net 'n plan vir EG Springs nie. U het nie net 'n plan vir EG Suid-Afrika nie. U het nie net 'n plan vir kinders van die Here in Suid-Afrika. U het 'n plan vir my vanmôre, elke individu. En Here, vir amper 100 jaar lyk my huis baie dieselfde. Ek wil vanmôre kom, Here, U het die bron vir ons gegee. U het vir ons die Here Jesus gegee vir dit alles. Maar ek wil vanmôre kom, Here, werk in my om te wil. Here, kom, ek is swak, ek weet nie wat ek bid nie. Kom werk in my met onuitspreeklike sigtinge. Wat die Vader weet wat dit beteken, want hy tree in vir die heiliges, ooreenkomstig die wil van God. Maar sien vriende, as ek en nie vanmôre eerlik is en opreg is met die Here, dan gaan ons moet stil raak. Ons hoor nie die Here se stem as ons nie stil raak nie. Ons hoor nie die Here se stem as ons haastig is nie. Ek hoor daar so die kerkkamp, die kinderkamp is afgestel, baie mense gaan bietjie na die sportsnaweke toe. Weet jy vriende, ons moet bietjie sportsnaweke afstel en die kampe toe gaan. 'n Vriend van my baie jare terug gaan ons konferensie toe, hulle het almal konferensie toe gegaan. Ek hoor hy kom nie konferensie toe nie. Ek sê hoekom gaan hy nie konferensie toe nie? Hy sê nee, ek dink dit was Richard Clydeman of iemand, ek weet ek kon speel daar in Bloemfontein, orgeltjie of gitaar, klaviertjie. A once in a lifetime opportunity. Ek sê is dit nie om met die Here te ontmoet, a once in a lifetime opportunity nie.
En van daar af het hulle pad so gelyk, hulle het nou teruggekom. Maar vir jare het hulle hieronder, soos die verlore seun, pele gevreet in die varkhokke. Nou dank die Here na seker 6, 7, 8 jaar. Maar weet jy vriende, dis jare wat verlore is. Wasted years, oh how foolish, sê daai lied. Wasted years. Hoekom? Want ons wou nie tyd maak om by die plan van die Here te kom, om by die woord van die Here te kom, om by die sagte stem van die Heilige Gees te kom. Daarom sê ek, stel liewer die sportkamp af. Stel die sportkamp af, en gaan die kinderkamp toe, of jy kom sonnaarskool toe. Weet jy, as hy daar gered word, is sy lewe gered. Hy sport gaan vir hom niks beteken, ek het dit als gehad, my kas is vol trofees. SA titels, ek het dit als gehad, op pad die hel toe, totdat die Here my siel uit genade gered het op die ouderdom van 28 jaar. En ek het daai goed net so gelos, beteken vir my niks nie. Amen. Dankie dierbare Hemelse Vader, dat ons vanmôre uit Genesis hoofstuk 1 kan sien, daar was 'n beplanner, daar was 'n bewerker en daar was 'n woord gewees wat gespreek was. Ontwerper, die een wat die werk doen, die trooster en die bron van alles, die Here Jesus Christus. En Here, vanmôre wil ons bid dat U vir ons sal help, dat ons lewens sal inrig volgens die bloudruk wat God vir ons lewens het. Dankie Here, dat ek met vrymoedigheid vanmôre kan sê, Jeremia 29 vers 11, vir elke individu wat hier sit, ek weet wat 'n gedagtes ek aangaande julle koester, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om vir julle 'n hoopvolle toekoms te gee. U het 'n hoopvolle toekoms vir elke persoon hier vanmôre. Here, hier sit mense in hierdie gemeente en hierdie diens vanmôre wat hopeloos is. Wat voel, Here, die stryd wil net nie einde kry nie. Wat nie sien hoe dit gaan lyk môre nie. Ek dink aan mense in my eie huis, in my eie gesin, wat op daai plek kom van hopeloosheid, Here. Hulle weet nie, hulle kan nie die lig sien nie. Maar Here, U kom sê vanmôre vir daai kind, ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Vir daai wat in 'n verhouding sit of in 'n liggaamskwaal sit wat hulle nie weet hoe hulle daar gaan uitkom nie. Daar's vanmôre 'n bloudruk. Ek het vir jou 'n hoopvolle toekoms. Maar Here, ek wil bid dat U vir ons sal help om die Heilige Gees toe te laat om dit te bewerkstellig in ons lewens. En Here, ek wil bid dat U ons sal help dat ons dit sal bid in die wonderlike naam van die Here Jesus, omdat hy die bron is. Jesus, dit wat hy vir ons gedoen het op die kruis van Golgotha was genoeg. En ons bid, Here, dat dit genoeg sal wees vir ons elkeen vir hierdie week wat voorlê, hierdie jaar wat voorlê en die jare wat voorlê, en dat U verheerlik mag word. Amen. Kom ons sluit vanmôre hierdie diens af met daardie lied U is getrou, o God, Gesang 42 verse 1 en 2. Mag die liefde en genade van God onze Vader, die Here Jesus Christus, en die sagte, tere, opsoekende werk van die Heilige Gees met elkeen seën bly, totdat ons almal sy bloudruk volg. Amen.